Welkom by Stellenberg Gemeente se daaglikse oordeenkings. Ons nooi jou graag uit om saam met ons op reis te gaan as geloofsgemeenskap. Nader aan God, nader aan mekaar, om 'n verskil te maak in die wêreld en om voortdurend te vernuwe. Ons teksvers kom vandag uit Matteus 18 van vers 21. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Matteus skryf oor hierdie oomblik tussen Petrus en Jesus, as Petrus vir Jesus dan vra, hoeveel keer moet ek my broer, en ons kan byvoeg suster, vergewe as hy of sy iets verkeerds teen my doen? Ek vermoed is op hierdie punt waar ons almal 'n bietjie nader skuif om te hoor wat Jesus gaan sê. Wat is die antwoord op sy vraag? Hoeveel keer is dan nou genoeg? Waar kan ons die streep trek? Alhoewel die teks dalk ver verwyderd staan van ons eie lewe, vermoed ek baie van ons was al in situasies waar ons ook moes besluit of ons gaan vergewe of nie, of waar ons vergifnis moes vra of nie. Ons sal vir mekaar stories kan vertel waar ons ook al hierdie vraag vir onsself moes afvra. Maar as ons baie eerlik met mekaar sal wees, sal ons erken, dink ek, dat vergifnis nie maklik is nie. Inteendeel, dit voel soms onbereikbaar. So wat sal 'n mens van vergifnis kan sê? Ek wil jou uitnooi om vir die volgende paar dae saam te dink oor hierdie vraag. 'n Goeie beginpunt sal miskien wees om baie sensitief te wees as ons iets oor vergifnis wil sê en onsself en ander met genoeg deernis te behandel. Want ons almal is in verskillende plekke van ons lewe en ons weet dat verhoudings geweldig kompleks kan wees, wat 'n sekere verantwoordelikheid vra as ons 'n opinie wil gee oor vergifnis. Ek dink ook dat as ons in die kerk wil praat oor vergifnis, moet ons sensitief wees vir die feit dat die kerk die einste plek is waar baie mense al seer gekry het. So ek sal jou graag wil uitnooi om vir die volgende paar dae saam te dink oor vergifnis en terwyl ons dit doen vir onsself en vir jouself en vir ander mense in jou lewe sag vashou. Ek lees graag vir ons 'n gebed van die Ierse digter en teoloog Patrick Atuamu. Jesus, your life set before us the patterns of the kingdom, ways of being and doing, which brings freedom and flourishing. May we find the clarity and courage to see and own those habits of thought, word, and action, which bind us to unhelpful pathways and keep us trapped in barren places. And then, help us see and learn how we might instead make and inhabit the patterns which bring life. Amen.